Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Eerste teksgedeelte 2 Petrus vers 9 tot 12. Julle egter is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Julle wat eers nie 'n volk was nie, maar nou volk van God is, wat eers nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. Geliefdes, ek dring daarop aan dat julle, as bywoners en vreemdelinge, julle weerhou van liggaamlike begeertes wat stryd voer teen die siel. Gedra julle goed onder die heidene, sodat hulle, wanneer hulle julle beswadder, asof julle misdadigers is, God op die dag van besoeking kan verheerlik, omdat hulle julle goeie dade gesien het. Mag genade en vrede in oorvloed aan julle geskenk word deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Sy goddelike krag het ons immers reeds alles gegee wat ons nodig het vir 'n Godvreesende lewe deur die kennis van hom wat ons deur sy majesteit en goddelike krag geroep het. Ons het ons immers nie op vindingryke fabels verlaat, toe ons die kragtige teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus aan julle bekend gemaak het nie. Inteendeel, ons was ooggetuies van sy ontzagwekkende grootsheid, nadat hy van God die Vader eer en heerlikheid ontvang het, toe die luisterryke majesteit die stem tot hom laat kom het wat sê, hy is my seun, my geliefde seun, in wie ek my verbly. Het ons daardie stem gehoor, wat uit die hemel gekom het, terwyl ons saam met hom op die heilige berg was. En daarom beskik ons oor die profetiese woord, wat nog vaster staan. Julle doen die regte ding om julle daarop te fokus, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Dit moet julle veral besef, geen profesie in die skrif berus op eie uitleg nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar meegevoer deur die Heilige Gees het mense die woorde gespreek wat van God afkomstig is. Goeiemôre Ligpunt, goeiemôre aan jou as jy dalk vandag die eerste keer hier by ons is. My naam is Johan Verster, as jy dalk die eerste keer hier is, ek is een van die ouderlinge hier by Ligpunt en dit is baie goed om julle so saam met ons te hê. Soos julle ook gesê het, is ons is besig met hierdie reeks waar ons gaan saam kyk wel ons is nou in week 2 van hierdie reeks waar ons saam kyk na regtig dit wat ons roeping as kerk gaan wees, gegrond in God se storie. Ek wil dadelik inspring in dit, ek wil graag vir ons net weer bid, vra dat die Here nou met ons sal wees, dat hy vir ons sal krag gee, dat hy met ons sal ontmoet, en dat hy met ons sal praat, dat hy sy lig sal laat skyn, soos wat ons onder sy woord sit. So, vriende, kom ons sluit die oë saam, en dan vra ons dat die Here nou met ons sal wees. Vader, u sê in die woord, ek dink aan 2 Korintiërs 4, vers 6, Here sê dat net soos wat u in die begin gesê het, laat daar lig wees, is u 'n God wat vandag praat, en u skyn u lig in ons harte, sodat ons u God kan leer ken, u glorie kan sien, in die persoon van Jesus. Here, ons wil nie net hierdie dinge sê, net uit gewoonte uit nie, ons is 'n mense wat totaal afhanklik na u toe kom. Here, u moet ons help sien, u Gees moet werk, en ons wil u duidelik oor praat. En so Here, kom en wees met ons ook nou, kom en praat met ons, o Heer, kom en seën ons,
Ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen. Amen. Ek weet nie van julle nie, maar ek geniet etymologie. Weet jy wat dit is? Groot woord. Etymologie is die studie van woorde se betekenis, spesifiek soos wat jy aan woorde probeer dink en eintlik hoe daai woorde histories tot stand gekom het. En een so 'n woord wat in die laaste tydjie my so bietjie begin kielie het, is die woordjie, is 'n Engelse woord, is die woordjie epiphany. Epiphany is 'n woord wat sy oorspronklike, die woord kom oorspronklik van 'n Griekse woord af, en daai woordjie in die Grieks is die woord epiphania, wat 'n samestelling is uit twee woordjies, 'n klein voortsetsel, wat die woordjie epi is, wat beteken op, en dan die woordjie phanein, wat 'n werkwoord is, wat beteken om te skyn, of verlig om gebring te word. Jy sien, dit is wat epiphany beteken, nee, ons almal weet dit, epiphany verwys na iets wat vir jou duidelik gemaak word. Iets wat as dit ware aan jou, sal ons sê in Afrikaans, verskyn. Met ander woorde, lig, vriende, word baie kere gebruik as 'n beeld. Lig word baie kere gebruik as 'n metafoor vir een of ander openbaring wat gemaak word. Ek weet nie of jy ooit daaraan gedink nie, baie van die taal wat ons beide in Afrikaans en Engels het, juis wat oor lig is, het baie te doen met openbaring. Ons sal baie kere sê, die hele tyd toe mense wetenskap half bietjie meer uitgefigure het, ons praat dit van die era van enlightenment. Dis die tyd waar mense nou quote unquote verlig is, sal ons sê. Jy sal iets uitfigure of iemand sal iets aan jou verduidelik en jy sal sê, "Sjoe, dit was illuminating gewees. Ek het nou insig. Ek het nou insight. Daar's nou as iets het aangegaan en nou kan ek sien," sal ons sê. Ons sê in Afrikaans, ek het die lig gesien. In Engels sal jy sê, "It is a light bulb moment." Alles maniere taal, vriende, waar hierdie konsep van lig baie kere gebruik word as beeldspraak wanneer openbaring geskied. En so is dit ook met die Bybel. In feite, ek dink dit is juis omdat hierdie in die Bybel 'n konsep is wat ek dink dit in ons alledaagse taal is, maar so is dit verseker ook in die Bybel. Lig, vriende, word baie kere gebruik as beeldspraak van God wat homself openbaar. Wanneer ook al die mens in God se lig gebring word, is God besig om homself te openbaar. Of jy kan dit omdraai, wanneer ook al God homself aan die mens openbaar, dan word die mens, sê die Bybel, verlig. En dit is wat ons vanoggend oor saam wil gesels en saam oor wil dink, soos wat ons by hierdie reeks se tweede gedeelte kom. Laasweek het ons begin, soos Elof gesê het, met hierdie reeks gegrond in God se storie, waar ons nadink oor ons roeping as 'n kerk. En ons het vandag weer gelees, en ons het laasweek gesê dat die grondteks wat ons oor en oor na gaan kyk in hierdie reeks, is 1 Petrus 2 vers 9 tot 12. Nou laasweek, as jy nie hier was nie, wil ek jou regtig uitnooi om te gaan luister, want dit is belangrik, want alles bou op wat ons laasweek gesê het. Maar laasweek ter inleiding, vriende, het ons gesien dat die kerk se roeping is gegrond in God se storie. Die kerk se roeping, dit wat ons as Christene en ons as 'n kerk behoort te doen, hoe ons osself mee moet besig hou, wat ons bestaansrede is, vir ons om dit te verstaan, het ons nodig om onsself te grond in God se storie. Laasweek het ons gesien, daai storie, die storie van die Bybel, dis in die eerste plek die storie van Adam en Eva, dit is die storie van Israel, en dis derdens die storie wat tot vervulling kom in Jesus, en in elkeen van daardie, kom ons noem dit hoofstukke, in hierdie storie van God, het ons gesien, was die spesifieke roeping van God se mense, dit wat God mense tot geroep het, en gesê het, hierdie is jou bestaansrede. Vir Adam en Eva, vir Israel en vir Jesus, was dit uiteindelik spesifiek om koninklike priesters te wees, konings en priesters op aarde namens God te wees. Dit is fundamenteel ons roeping. Wat dit beteken is, hierdie is hoe ons behoort te dink oor ons roeping as 'n kerk. Ons is 'n mense wat God se goeie heerskappy op aarde vergestalt, en ons is 'n mense wat aanbidding van God en gemeenskap tussen God en mense fasiliteer. Dis hoekom ons hier is, en dit is hoekom ons as die kerk geroep is.
Die vraag nou is, hoe gaan ons daardie roeping realiseer? Hoe gaan ons roeping as koninklike priesters vervul? En dit is wat ons nou vir die volgende 4 weke saam na kyk. En spesifiek ook so vandag, vir die volgende 4 weke, 4 waarhede, vriende, wat ons voor oë moet hou, sodat ons roeping as 'n kerk sal kan vervul. En wat ons vanoggend nog gaan kyk is dit, hoor asseblief tog mooi. Ons gaan vanoggend sien, vriende, en hierdie is die belangrikste ding van alles. Wat ons nodig het as gelowiges, is dat ons het nodig, meer as enigiets anderste in hierdie wêreld, het ons nodig om ons God toenemend, meer intiem te ken. Dit is die grootste ding wat ek en jy nodig het in hierdie lewe, is om ons God te ken. Kyk saam met my daar na daai eerste versie in ons grondteks, 1 Petrus 2 vers 9. Petrus beskryf hier gelowiges as mense wat uit die duisternis uitgeroep is en in God se wonderlike lig ingebring is. En so hier is amper soos my teses wat ek ons van wil uit die Bybel uit vanoggend wil oortuig. Hierdie is die punt van vanoggend, vriende, 'n mense wat in God se lig ingebring is 'n mense wat juis geroep was sodat hulle God sal ken. Om iemand te wees wat uit die duisternis uit in God se lig ingebring word. Die bedoeling daarvan, God se hele rede hoekom hy ons roep in sy lig in, is dat ek en jy hom toenemend, persoonlik, intiem sal ken. Dis al wat ons vandag oor gaan gesels. Ek wil hê ons moet hardloop baie vlugtig deur die storie van die Bybel, die bergpieke van die storie, en dan om te sien dat die hele storie is 'n storie van God wat sy lig laat skyn sodat ons hom sal ken. En dan gaan ons saam gesels oor 3 praktiese implikasies vir ons roeping as kerk. Nou hoor asseblief mooi, ek het as Prins daai woorde gebruik. Toe ek gesê het ons gaan vandag kyk na die bergpieke van die storie van die Bybel, het ek dit heeltemal letterlik bedoel. Wat ons vandag doen is ons gaan kyk na die bergpieke, die letterlike bergpieke, soos wat ons dit vind in hierdie storie wat die Bybel aan ons vertel. Ek weet nie of jy hiervan bewus is nie. Maar berge is nogals 'n big deal in die Bybel. Het jy dit geweet? In die antieke wêreld, in die wêreldbeskouing van die mense wat die Ou Testament geskryf het, was berge natuurlik nie net die hoogste gedeelte op aarde nie, maar berge was gesien as die plek waar hemel en aarde ontmoet met mekaar. En dis was berge gesien as die plek waar God en die mens ontmoet met mekaar. Berge was gesien as die plek waar God praat en die mens reageer in aanbidding. Berge was gesien as die plek waar God sy lig laat skyn en waar die wat in sy teenwoordigheid is, verlig word. En so ek wil hê ons moet daai storie sien. Ek wil hê ons moet die bergpieke sien wat juist daai punt maak. Hier, vriende, volg die storie van die God wat sy lig laat skyn. En die storie begin met die storie van Adam en Eva. Kyk saam met my ook op die skerm. Die storie begin met die storie van Adam en Eva. Die Bybel begin met duisternis. Genesis 1 vers 2. Die Bybel begin met God, dan baie belangrik wat doen? Hy praat. Hy spreek 'n woord. God sê, Genesis 1 vers 3, laat daar lig wees, en vers 4, God het die lig gesien, sê die skrywer, en God het besluit en gesê, hierdie lig, dit is goed. Dit is die definisie van goed. Nou baie belangrik, vriende, wanneer ek en jy Genesis 1 en 2 lees, die skepingsverhaal, dan verwys Genesis 1 en 2 na werklike historiese gebeure. Daar was 'n tyd en plek op aarde toe God hierdie wêreld geskep het. Dit is so, maar wat ek en jy ook moet verstaan, saam met die feit dat dit werklike historiese gebeure is, het ek en jy nodig om te verstaan dat die res van die Bybel baie keer, Genesis 1 veral, en daai versies wat ek nou net aangehaal het, gebruik om 'n metaforiese punt te maak, dat dit kommunikeer vir ons iets oor God en hoe God werk in hierdie wêreld. Soos ek net nou gebid het, uit 2 Korintiërs 4 vers 6, haal hierdie eerste vers uit Genesis uit, om te sê, God wat sy lig laat skyn, is God wat besig is om homself te openbaar.
En dit is, vriende, wat ons sien reg in die begin van die storie. Genesis 2 vers 3 begin met hierdie woorde. Hierdie is die opskrif van Genesis 2. Dit begin met die woorde, die dag toe die Here die hemel en die aarde gemaak het, maar in hoofstuk 1 het dit God gesê dat hy het die lig die naam dag gegee. So die dag verwys na lig. So wat ek en jy het in Genesis 2 is hierdie toneel, dit is hierdie prent van hoe lyk 'n wêreld wat in God se lig woon en wandel. En dit is die plek Eden. Die plek waar God se lig skyn en waar die mens in sy teenwoordigheid is. Nou, jy mag dit dalk nie geweet het nie, maar die tuin van Eden is 10-1 in 'n bergagtige gedeelte. Die teks insinueer dit vir ons in Genesis 2 vers 10, waar ons vertel word, hier uit Eden uit vloei 'n rivier, wat 4 sytakke, 4 kleiner riviere word. En dit is hoe die res van die Bybel na Eden kyk, Esegiel 28, asook Openbaring 21 en 22, verwys en ten minste insinueer, dat Eden was in hierdie bergagtige gedeelte gewees, en so probeer die toneel sien wat die skrywer vir ons wil skep. Hier is hierdie plek, ons noem dit dag, die plek waar God se lig skyn. En hier op hierdie bergagtige plek is God, en hy is in gemeenskap met die mens. Hierdie God praat met die mens, en hulle luister na hom. God en die mens woon en wandel met mekaar, en hulle is naak, ongefilterd, kan hulle hierdie God ken, en hierdie God ken hulle. Hulle kan hom sien, en hom waarlik ken vir wie hy is. Maar dit bring ons by die tweede gedeelte in die storie. Die storie van Israel. Die storie van Israel. Jy sien in Genesis 3, Adam en Eva verwerp God se woord. Hulle word uit Eden uitgedryf. Die res van die Bybel noem daai plek buite die tuin, noem die res van die Bybel duisternis. Maar dan fast forward so 'n paar 100 jaar, dalk meer as dit selfs, wat ons dan sien, is dat God kom nadat hy beloftes gemaak het aan 'n man met die naam van Abraham, vind Abraham se nageslag, die volk Israel, hulle self in Egipte, God kom en hy's getrou in sy beloftes, hy red hierdie nageslag van Abraham uit Egipte uit en hy bring hulle na homself toe. Waarheen bring God hulle? God neem hulle, Eksodus 19, na 'n berg toe. Hy bring hulle na 'n berg toe waar God weer met hulle gaan praat en waar God weer 'n herskepingswerk gaan doen. En in Eksodus, veral van hoofstuk 19 tot 34, word daai toneel vir jou en my geskets. En die volk is daar onder by die voet van die berg. Hulle is nie welkom op die berg nie, net hulle verteenwoordiger Moses kan opgaan. Dit sê in Eksodus 24 dat daar op die berg sien die volk, sien hulle die heerlikheid van die Here. Hulle sien die heerlikheid van die Here wat brand soos 'n vuur bo op die berg. Eksodus 24. Hulle is bang, maar Moses kan opgaan. En daar op die berg kan hy die sluier wat hy moes gehad het as hy onder by die mense is, kon hy hierdie sluier van hom afhaal. Hy kon God aangesig tot aangesig gesien het. Eksodus 34 sê, soos wat Moses by die berg afstap en hy kom na die mense toe, sê die teks, Eksodus 34 vers 29, het Moses se gesig geblink. Sy gesig het geblink. Hoekom? Eksodus 34 vers 29, omdat hy met die Here gespreek het. Die Here het met hom gepraat en die Here se glorielyke glans skyn in Moses se lig. By the way, vriende, dit is die rede hoekom in die res van die Ou Testament God se woord, God se wet, die Torah, dit wat God vir Moses op die berg gegee het, in die res van die Ou Testament baie kere word die beeld van lig gebruik om te praat van God se woord. Seker die bekendste vers in die Ou Testament van dit is Psalm 119 vers 105. U woord, sê die psalmskrywer, u woord is 'n lamp vir my voet en u woord is 'n lig vir my pad. Maar hier is die hartseer twist in die storie van die mens, selfs God se mense. Net soos Adam en Eva het Israel nie in God se lig gewandel nie. Hulle het God se woord net soos Adam en Eva verwerp
en hulle was uit God se plek uit, het was hulle uitgeskuif in daardie plek wat die profete genoem het, die duisternis. Die profete praat oor en oor, veral Jesaja, verwys na Israel se bestaan weens hulle aanhoudende rebellering as die plek van duisternis. En dit, vriende, bring ons dan by die storie van Jesus. Kyk saam met my, it is amazing. Die Bybel is amazing. Okay? Kyk saam met my hoe begin die evangelie van Matteus. Matteus veral is groot op berge en lig. Kyk hoe begin die evangelie. Hierdie is die aankondiging wat Matteus gaan na die profeet Jesaja toe. Hy gaan haal aan Jesaja 9, soos wat hy die betekenis van Jesus se aardse bediening in Matteus 4 beskryf. Gaan hy na Jesaja 9 toe. Hierdie is wat ons het in Matteus 4, vers 15 tot 16. Matteus sê vir ons, land van Sebulon en land van Naftali, op pad na die see en oorkant die Jordaan, daar in die heidense areas, Galilea van die heidende. Die volk wat in duisternis woon, het 'n groot lig gesien. Vir hulle wat in die gebied en in die skadu van die dood leef, het 'n lig opgegaan. En wat is net die volgende ding in die evangelie van Matteus wat gebeur? Net die volgende ding. Ons sien vir Jesus. En Jesus gaan waarheen? Op 'n berg. En Jesus gaan en hy roep sy disippels, sy nuwe 12, om hom daar by die berg. En Jesus gee dan sy bekendste, belangrikste woordprediking, ons noem dit die bergrede. En Jesus praat met sy disippels. In feite, in die begin daarvan, is die eerste paragraaf, na die inleiding van sy preek, sê vir hulle, dit wat ek hier vir julle sê, gaan julle, my mense, gaan julle 'n stad op 'n heuwel maak, op 'n berg, waar julle lig nou gaan skyn. En Jesus gee die woord aan sy mense, maar daar's nog 'n groter berg wat kom. Matteus 17. In Matteus 17 sien ons dat Jesus gaan, en ek vertel ons dit net, jy kan dit later gaan lees, ons het nie tyd om by elkeen van dit te stop nie, maar Matteus 17 vertel Matteus ons hoe Jesus dan net voor hy kruisdood toe gaan, waar hy op 'n ander heuwel gaan sterf en duisternis gaan ervaar. Net voor dit kom Jesus, Matteus 17, en Jesus klim weer op 'n berg. Hy vat sy 3, kom ons noem dit maar gunsteling disippels saam met hom. Hy vat vir Johannes en vir Jakobus en vir Petrus. Hy vat hulle 3 saam met hom bo op die berg. Matteus sê vir ons in Matteus 17 vers 2, daar op die berg het Jesus, en ek haal aan, gedaante verander. Matteus sê, ek haal aan, Jesus se gesig het gestraal soos die son, en sy klere het skitterend wit geword soos die van lig. Matteus vertel dan dat daar op die berg saam met hierdie disippels was daar twee, kom ons sê die heroes van die Ou Testament wat daar langs Jesus verskyn het, Moses en Elia. Die 2 groot heroes van die Ou Testament wat die wet en die profete verteenwoordig het. En Matteus vertel dat daar op die berg Jesus wat in al sy glorie skyn, verskyn Moses en Elia, en net nadat hulle verskyn het hulle verdwyn. En net Jesus het oorgebly, en toe hoor Jesus se disippels 'n stem wat uit die hemele uitbulder, en die stem het gesê, Matteus 17 vers 5, hierdie is die clincher, hierdie is my geliefde seun, oor wie ek myself verheug. Hier kom dit nou, hier is die punt, die stem uit die hemel, God sê, luister vir hom. Luister vir hom. En vriende, dit is die storie wat Petrus in ons teksgedeelte, wat hy van deel is, en wat hy vir die kerk sê, julle is deel van hierdie storie, soos wat hy kom in 2 Petrus, so die volgende brief na ons grondteks, 2 Petrus hoofstuk 1, waar Petrus met ons as die kerk praat, en waar hy ons as die kerk roep, om in God se lig te wandel.
Kyk saam met my, ons gaan baie vinnig, net na 'n paar van daai verse. Ons gaan nie hier alles mooi werk nie, maar tel asseblief jou Bybel of daai teksgedeelte op, laat ons hier kan sien. Ek wil hê ons moet die logika sien, die vloei van wat Petrus se argumente hier is. En onthou die storie van hierdie God wat sy lig laat skyn. Kyk saam met my na vers 2. Petrus begin sy tweede brief. Hy praat met Christene in die eerste eeu, heidene, van 'n heidense agtergrond. Petrus sê vir hulle, vir ons, mag genade en vrede aan julle geskenk word. Stop net daar. Vriende, besef jy dit? Besef jy dit? Dat God se genade, onverdiende, altyd oorvloedige genade, God se onverdiende guns, is altyd aan jou en my vrylik beskikbaar. God se vrede, shalom, daai plek waar alles funksioneer soos dit moet, alle dinge is in hulle regte plek. Dit is aan jou en my 'n geskenk wat God voorhou. Genade en vrede, maak nie saak wie jy is nie, is vir jou en vir my 'n geskenk wat ek en jy kan ontvang. Maar hoe? Hoe kom daardie genade en daardie vrede vanaf God af wat dit uithou aan ons na jou en my toe? Kyk na die res van vers 2. Dit is deur julle kennis van God en julle kennis van Jesus ons Here. Sy goddelike krag, vers 3, het ons immers reeds alles gegee wat ons nodig het vir 'n toegewyde lewe, deurdat ons hom ken. Hom wat ons deur sy majesteit en goddelike krag geroep het. Maar hoe? Vriende, ons het nodig om onsself te vra prakties. Okay, dit is, ons kan God se genade en vrede bekom soos wat ons God leer ken, maar hoe leer ons vir God ken? Dit is wat Petrus se punt is in 1 Petrus, 2 Petrus, hoofstuk 1, vers 16 tot 21. Kyk saam met my, hou jou neus daar in daai teksgedeelte. Ek wil hê ons moet sien wat Petrus se argument is vir hoe ons God leer ken. Hy sê, as ek dit in een sinnetjie kan sê, die manier wat ons God leer ken, sê hy vir die kerk, is deur die getuienis van die apostels. Dis fundamenteel deur die getuienis van die apostels. Petrus sê so, onthou kerke, want dit is baie kerke aan wie hy hier skryf, in Klein-Asië, eerste eeu, onthou, sê hy, dat hierdie Nuwe Testament brief, wat julle nou van my af lees, maar al die ander Nuwe Testament briewe, en hy verwys na Paulus, aan die einde van hierdie brief, sluit Paulus se briewe in, hy sê vir hulle, onthou dat dit wat ons vir julle sê, hierdie Nuwe Testament briewe, dis nie fabels, vers 16 nie, dis nie mensgemaakte stories nie. Petrus sê, ek was een van die ouens daar op die berg, toe Jesus in al sy glorielyke glans geskyn is, toe daai stem uit die hemel uit gepraat het, ek was daar, ek was 'n ooggetuie van dit gewees. So dit wat ek vir julle sê in my briewe en in die ander disippels, die ander apostels se briewe, is nie fabels nie. Hierdie is realiteit, hierdie is waar. Ek was 'n ooggetuie, so mooi wat Petrus daar so sê, ek was 'n ooggetuie van Jesus se onsagwekkende grootsheid. Wat 'n beautiful manier om Jesus te beskryf. Jesus se onsagwekkende grootsheid. En vir daardie rede, kyk na vers 19 tot 21, sê Petrus vir ons die kerk, luister na ons, die apostels. Luister na ons profetiese woord, slaan ag daarop. Slaan ag op ons woord soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Vriende, net gou vinnig daar stop by daai laaste sinsteel van vers 19. Kyk weer saam met my op die skerm. Wat Petrus doen is hy kyk vorentoe wat nog kom. En hy beskryf daar regtig Jesus se wederkoms. In die boek Openbaring word Jesus 2 keer die môrester genoem. Dit is hierdie idee van dit is 'n donker nag en dan is daar hierdie lig wat opkom. Jesus word in Openbaring die môrester genoem. Openbaring 21, en ons lees dit mis, maar Openbaring 21 sê vir ons dat die nuwe Jerusalem is gebou op die hoogste van berge.
En in Openbaring 21 sê Johannes vir ons, in daardie plek, in die nuwe stad en op die nuwe hemel en aarde, sal daar geen meer son of maan wees nie. Nou moet asseblief nie dit letterlik lees nie. Dit is metafories om 'n punt te maak. Dis nie dat daar nie actually in die nuwe hemel en aarde is son en 'n maan gaan wees nie. Die punt is, sê hy, daar gaan nie meer 'n son en 'n maan nodig wees nie, want die glorie van God sal alles verlig. En dan hier's die clincher van wat hy daar sê. En dan sê hy, en die lam is die lamp. Jesus se lig gaan vir alle ewigheid skyn, sodat ons God kan sien en kan geniet in 'n nuwe hemel en 'n aarde vir alle ewigheid. Terug by 2 Petrus. Vriende, die vraag is, maar wat doen ek en jy nou? Want ons is nou, soos Petrus sê, in die donker plek, in die duisternis, waar ons nog wag vir die dag, wanneer die môrester gaan arriveer. Wat doen ons nou? En die antwoord is, ons is net soos Israel moes gedoen het, net soos Adam hulle moes gedoen het, is ons mense, wat vasklou in God se woord. Ons is 'n mense wat vashou aan hierdie woord wat ons lamp hier in die donker plek is, want hierdie woord, Ou Testament en Nuwe Testament, die skrif, vers 20 en 21, is nie deur mense geskryf nie. Dis God wat praat. Dis God wat by wyse van die Heilige Gees hierdie woord wat ons het vir ons gee as 'n lamp hier in die duister plek. Vriende, ons as die Versterre het middel laas jaar, prys die Here, het ons solar gekry. Okay? Ons het solar gekry en ek het kon dit nie bekostig nie. Ek het nie omgegee of ek dit kon bekostig nie. Ek het dit dadelik op my huislening gesit en ek sal met 'n smile vir die volgende 50 jaar dit afbetaal. Want wat wonderlik is jammer as jy nog nie dit het nie, maar dit is amazing, okay? Want wat wonderlik is, in hierdie land van duisternis, nee, waar die ligte af is, en jy staan later in die aand of vroeg in die oggend, en selfs die straatligte is af, en jy kan partykeer nie jou hand voor jou lig sien nie, wat die son doen is, dat hy gee vir jou die krag, wat dan beteken, jy kan ligte aansit, en as jy die ligte kan aansit, dan kan jy sien, en as jy kan sien, kan jy lewe, en as jy kan lewe, kan jy floreer. En dis die storie van die Bybel. Dis die storie van die God wat sy lig laat skyn. Dis die storie van die God wat kom en wat sy lig bring, mense in sy lig bring, sodat hulle kan sien, en wanneer hulle sien, kan hulle lewe, en wanneer hulle lewe, kan hulle floreer. Maar hier is die verstommende ding. Vriende, die verstommende ding is dat soveel mense in hierdie wêreld, is amper soos iemand wat die beste, awesomeste solar system, wat soos 'n gazillion panele, en jy het soveel batterye, het gaan nooit uithardloop nie, ontvang, of wat God by die deur staan as dit waar en sê, jy kan in my lig ingebring word, en hulle sê, nee dankie, nee dankie. Johannes, in Johannes 3 verduidelik hoekom. Hy sê, baie mense verkies die duisternis bo die lig, want hulle wil nie hê dat hulle bose begeertes en dade moet ontbloot word nie. En ek wonder, vriendin, of dit dalk moontlik jy vanoggend hier so is. Jy sien, ons kom baie kere met baie slim stories, diep intellektuele, teologiese, filosofiese redes hoekom ons net nie in God kan glo nie, maar wees, vriendin, met jouself eerlik. Is dit moontlik dat die eintlike rede hoekom jy nie in God se lig in wil kom nie, is want jy wil eintlik baie graag aanhou lewe op die manier en vir die dinge en met die agenda vir wat jy eintlik wil, en jy weet diep binne in jou, as jy in God se lig gebring gaan word, gaan jy daai dinge moet prys gee, en ons wil nie. Maar vriende, weet julle wat is meer verstommend as dit, en hier praat ek met Christene, die verstommende ding, so baie kere, en ek sluit myself hierby in, vir ons as Christene, vir ons as God se mense, ons is die mense, wat in die lig gebring is. Ons het hierdie amazing beste van solar system ontvang.
Dis gemount in jou huis, dis daar, jy het dit altyd. En wanneer load shedding kom, dan is so baie van ons mense wat ons kersse gaan soek en die kers aansteek. En ons is maar content om in die skemer te wandel. Ons is al content daarmee. En al die lig is daar vir jou en my om in te wandel. Christen, is dit moontlik? Is dit ons? Al wat ek nou wil hê ons moet doen vir die laaste paar minute saam is, ek wil hê vriende, onthou, ons is besig om te dink oor ons as gelowiges, maar meer spesifiek 'n geloofsgemeenskap, oor ons roeping. En ek wil hê ons moet oor 3 implikasies daarvan praat, spesifiek as ons die storie onthou van die God wat sy lig laat skyn. Wat is die implikasies vir ons as 'n kerk dan, soos wat ons onsself wil besig hou met die dinge van God, as God se mense in hierdie wêreld? 3 implikasies, baie vinnig. Eerstens, vriende, ons word geroep eerstens om 'n Jesus gefokusde mense te wees. Ek gaan dit weer sê, ons word geroep dan eerstens om 'n Jesus gefokusde mense te wees. Vriende, die duidelikste plek op aarde waar God homself bekend maak, die plek waar God se glorieryke glans die duidelikste skyn, waar God geken kan word vir wie hy werklik is. Daardie plek is 'n persoon en dit is Jesus. Jesus is God wat mens geword het. Dit is hoe Johannes begin, Ek gaan net 'n paar van daai versies vir ons vinnig lees. Hoor dit, kom nie op die skerm nie, maar souk dit in. Dit is hoe die evangelie van Johannes begin om dieselfde punt te maak as wat ons oor vanoggend praat. Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord self was God. Hy was in die begin by God. Vers 4, in hom, in die woord, in Jesus, in hom was lewe. En die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon nie en kan nie dit uitdoof nie. En so ligpunt, ons roeping, dus kom ons wees 'n Jesus mense. Ons glo by Ligpunt totaal en al in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Maar die manier, vriende, wat ek en jy gemeenskap met die drie enige God geniet, is fundamenteel in Jesus. Johannes 1 vers 18, niemand kan die onsigbare God sien nie, maar die woord, God wat vlees geword het, wat in die Vader se gesig perfek was, hy het gekom om die onsigbare God aan jou en my te kom bekend maak. En so kan ek jou uitnooi, besef dit, verwag dit hier by Ligpunt. As jy vandag die eerste keer is, of vanaf Januarie die eerste keer by Ligpunt is, hierdie is onbeskaamd die tipe van kerk wat ons is. Jy gaan hier baie Jesus kry. In die prediking gaan jy baie Jesus kry. In die liedjies wat ons sing, gaan jy baie Jesus kry. In die gebede wat ons bid, gaan jy baie Jesus se naam hoor. In ons Ligpunt gesinne gaan jy dit hoor. Wanneer jy berading ontvang hier, gaan jy van Jesus hoor. Jy gaan die taal van die evangelie die heeltyd hoor by Ligpunt. Evangelie voor en agter, links en regs en bo en onder, want die evangelie volgens die Nuwe Testament is bloot die getuienis aangaande Jesus. Ligpunt kan ek ons aanspoor, gelowige kan ek jou aanspoor, kom ons maak opnuut Jesus die fokuspunt van ons lewens. Dis hoe die Nuwe Testament praat, sê vir ons, bo al die ander dinge wat jy jou hart op sit en jou gedagtes op fokus, sit jou hart, rig jou hart en jou gedagtes op Jesus. Kom ons wees so kerk wat dit doen, want dit is in Jesus waar ek en jy die goeie lewe gaan geniet. Soos Jesus self gesê het toe hy met sy Vader gepraat het, Johannes 17 vers 3, hierdie is die ewige lewe, hierdie is die oorvloedige lewe, sê Jesus. Dat hulle U ken, die enigste ware God, en ook hom wie U gestuur het. Hier is die tweede ding wat ons tot geroep word, vriende. Ligpunt, ons as 'n kerk word geroep om dus 'n woordgesentreerde mense te wees.
Jesus self en die apostels, oor en oor maak dit duidelik dat die heilige geskrifte gaan uiteindelik oor Jesus. Hy is die onderwerp van die hele Bybel. Byvoorbeeld Lukas 24, Johannes 5, 2 Timoteus 3, 2 Petrus 1 maak daai punt wat ons nou net gelees het, maak daai punt pertinent. Vriende, hoor mooi wat dit beteken en dink net gou saam met my oor wat dit beteken. Wat dit beteken dat as ons God toenemend wil leer ken en God word in Jesus geken en die Bybel gaan oor Jesus, dan beteken dit ons word geroep om 'n woordgesentreerde mense te wees. En so weer eens, Ligpunt, en vir al as jy 'n nuweling is, verwag dit hier in ons kerk. Jy gaan by Ligpunt baie Bybel kry. Ons vat die prediking van God se woord baie ernstig hierso. En ons glo in eksegetiese prediking na hierdie tematiese reeks wat ons meeste van die tyd by Ligpunt doen. So ons werk teks vir teks deur boeke van die Bybel waar ons wil toelaat dat God praat deur sy woord. Dit is ons oortuiging. Die liedere wat ons sing, as jy wonder, hoekom sing jy nie daai lekker tune wat daai ouens daar sing en daai lekker tune wat daai ouens daar sing nie? Die rede is, want dit gaan deur 'n filter hier by Ligpunt. Die vraag wat ons self afvra, is dit Jesus gesentreerd, is dit woord gesentreerd? Bloei die liedjies Bybel. En dit is wat ons by Ligpunt, wat ons van oortuig is. So is dit by ons Ligpunt gesinne. Ons Ligpunt gesinne kom by mekaar, nie net om te kuier nie. Ons kom saam om God se woord. As jy gaan berading ontvang, gaan dit vanuit God se woord uit wees. Kan ek ons aanspoor? Kyk weer na daai woordjies wat Petrus sê in 2 vers 16 daar. In hoofstuk 1 vers 16. Kan ek ons aanspoor Ligpunt? Kom ons wees nie 'n mense wat ons ore uitleen aan fabels nie. Ek wil jou waarsku, dalk is jy vandag net een keer hier en dan gaan jy aanbeweeg. Kan ek by jou pleit? Moenie jou ore in die naam van God en Christendom uitleen aan fabels nie. Daar is so baie fabels in die hedendaagse westerse kerk in die naam van God en Christendom. Soveel pop psychology, soveel new age stuff, soveel self-help, besigheid tips, Hollywood mantras, humanisme. Ons wil 'n mense van die boek wees. Ons wil 'n mense van die boek wees. Maar hoor asseblief tog mooi, mense van die boek beteken nie dat ons wil 'n mense, dis nie om mense van die boek te wees, is nie in teestryd met die persoon en die werk van die Gees nie. En dis die derde en die laaste ding wat ek ons tot wil roep. Alles wat ons vandag gesê het, Ligpunt, roep ons, dan derdens, ons wil 'n Jesus mense wees, 'n woordgesentreerde mense wees. Maar laastens dan ons word geroep om 'n geesvervulde mense te wees. Baie kere kry woordgesentreerde kerke, kry hulle die kritiek, ja, daarby julle glo julle in God die Vader, en julle glo in God die Seun, en julle glo in die heilige geskrifte. Maar vriende, dit verklap, dink ek, 'n verkeerde verstaan van beide die heilige geskrifte, as ook van die Heilige Gees. Wat 2 Petrus hoofstuk 2 vir ons duidelik maak, is dat die Bybel wat ons het, is die werk van die Gees. Die Gees is God wat sy lig skyn, wat hom openbaar maak aan ons, sodat ons hom kan leer ken in die gesig van Jesus. Die Bybel is die werk van die Gees. En dit is dan nie net deur die Gees geïnspireerd nie, maar die Gees is die een wat jou en my help om God se woord te kan verstaan. Die Gees is die een wat ons help om die woord te kan koester, en dit is die Gees en die Gees alleen wat jou en my kan help om die woord dan ook kan gehoorsaam. En so Ligpunt kan ons sulke mense wees. Ons wil 'n mense wees wat ernstig is oor die Bybel, maar kan ons 'n geesvervulde mense wees? Want ek sê vir jou, daar's baie blote, dooie, intellektuele
Christene daar buite wat nie geesvervuld is, soos wat hulle na die Bybel toe kom nie. En ons wil nie so 'n kerk wees nie, Ligpunt. Die Bybel is nie dooie letters wat geskryf is op papier nie. Die Bybel is lewendig. Elke keer wat ek en jy na die Bybel toe kom, moet jy na die Bybel toe kom soos wat Moses na daai berg toe gestap het. Elke keer kom ons na die Bybel toe, geesvervulde mense kom na die Bybel toe met heilige ontsag. Ons kom na die Bybel toe met 'n diep nederigheid, altyd onder God se woord. Ons staan nooit bo oor daai woord nie. Ons kom na die Bybel toe bidend, altyd bidend, want ons weet as die Gees nie gaan werk nie, gaan ons niks hoor nie. Niks gaan gebeur nie, ons gaan niks sien nie. En ons kom na die Bybel toe, nie bloot vir om kopkennis te bekom nie, ons kom ook nie na die Bybel toe om net 'n ervaring te hê nie. Hoor mooi, ons kom na die Bybel toe, dis wat geesvervulde mense doen. Ons kom na die Bybel toe met die verwagting en die voorneme om deur die Bybel, deur God wat met ons praat, verander te word. Die Heilige Gees se agenda, vriende, is om die Heilige Gees se agenda is dat die heilige geskrifte ons 'n heilige mense sal maak. En so ek sluit hiermee af. Ek gaan afsluit met 'n laaste versie. 'n Laaste versie, ja, mense wat my ken sal vir julle sê dis een van Poen se favorite verse. 2 Korintiërs 3 vers 18. Dis treffend. En ons gaan net hierdie versie lees en vir ons bid. Maar Paulus in 2 Korintiërs 3 vers 18, nadat hy 'n hele hoofstuk spandeer het om ons te herinner en vir die kerk daar te herinner aan Moses wat op die berg gegaan het. Moses wat opgegaan het en hy kon die sluier wegvat en daar op Sinaï kon Moses God in al sy glorie gesien het, maar net Moses het daardie voorreg gehad. Dan gaan Paulus en hy sê, Christene, julle het dieselfde voorreg. Julle het dieselfde geleentheid wat net Moses gehad het, julle het dit nou. 2 Korintiërs 3 vers 18. Ek sluit hiermee af. And we, Christene, we all with unveiled face, sonder die sluier, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image, from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. Ligpunt, mag ons so 'n geloofsgemeenskap wees, waar die glorie van God en die gesig van Jesus en die krag van die Gees ken en geniet. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons prys U. Ons dank U dat in hierdie duister wêreld, Here, hoef ons nie in die duisternis te wandel nie. Ons kan in die lig woon en wandel. Vader, ons kan U ken. Hoe goed is U nie, die God wat U self openbaar. Here, wat 'n avontuur is die lewe nie, in 'n wêreld waar ons toenemend kan sien en kan geniet, soos wat ons met U gemeenskap het. Ag, o Gees, ons bid en vra, kom en doen 'n nuwe werk in ons as 'n kerk. En maak ons so 'n kerk, vir ons eie beswil, vir die goed van die wêreld, en uiteindelik vir U verheerliking. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.